Kyk vanoggend. Die eerste gedeelte is Johannes, John 20 verse 1 to 2 en verse 18, Lukas 8 vers 2, Lukas 24 van vers 4 tot 7. En uit hierdie skrifgedeeltes uit gaan ek vir jou uithaal vanoggend, dat ek en jy het 'n hoop. We have a future because of the death and the resurrection of Jesus Christ. My boodskap vanoggend gaan nie oor die opstanding nie. My boodskap gaan vanoggend as gevolg van wat hy gesterf het. And because he died, I have hope. Because if there was no death and resurrection, what would have happened to us? Wat sou met ons gebeur het? Waar sou ons gestaan het, sou ons 'n hoop gehad het? Ek dink ons almal sou gevrees het vir die dood. Paul writes and he says, "Death, where is your sting? There is no sting and there's no fear for death because of the death of Jesus Christ." As gevolg van Golgotha, as gevolg dat hy gesterf het daarvoor, het ek en jy nie 'n vrees meer vir die dood nie. Want daar's iets beters wat vir my en vir jou wag vanoggend. Just to recap a little bit. Thank you, Anthony, about what the sermon series was all about. What do you believe in the death, through the death and resurrection of Jesus Christ? Die eerste een, ek het 'n doel. Because he died, I have a purpose. Ek het 'n doel om die evangelie te verkondig. Ek het 'n doel om mense te vertel van Jesus. Ek het 'n doel om te gaan vertel oor hierdie naweek en dit wat gebeur het vandag aan die kruis. Ek kan verander. Wanneer ek agter die kruis is, I can change. When I'm in Christ Jesus, the old is gone and I'm a new person in Christ. I've got a new identity, ek's 'n nuwe persoon in Jesus Christus. Die ou is verby, dis agtergelaat, dit bestaan nie meer nie. En ek lewe 'n lewe voluit tot eer en verheerliking van sy naam. Because of the death and the resurrection of Jesus Christ, I have a promise of eternal life. Omdat hy gesterf het, het ek 'n ewige lewe. Omdat hy gesterf het en my sonde weggevat is, weet ek dat die dag wanneer dit gebeur, die dag wanneer ek my oë toemaak, die dag wanneer ek my asem uitblaas, die dag wanneer jou hart gaan stil raak, ek het 'n hoop in Christus. I've got an eternal life in Christ when my time is over on this earth. Vanoggend, ek het 'n hoop. Ek het hoop. I have hope. Jy sien, ons lewe in 'n wêreld wat lyk of dit hopeloos is. We live in a world that says everything is hopeless. Look at the petrol price, look at the war, look at what is busy happening. Kyk die mense wat hulle werk gaan verloor. Kyk wat is besig om te gebeur en mense is hopeloos, maar vanoggend wil ek vir jou sê, omdat hy gesterf het, het ek en jy hoop. And this is the hope that we have to tell the world. Because people are dying without hope. People are dying because they think that this is the end. It's not the end, it's just the beginning. Through the resurrection of Jesus Christ, deur sy opstanding, is daar 'n nuwe begin vir my en vir jou, eendag by hom, eendag by ons Vader, eendag toe hy 'n belofte gemaak het, ek gaan 'n plek vir julle voorberei. We are only temporary citizens on this earth. So op 'n dag soos vandag, 'n Vrydag, 'n goeie Vrydag, die begin van die Paasnaweek. Judas betrayed him. Hy is voor Pontius Pilatus en hy word skuldig gevind alhoewel hy onskuldig is. And his punishment starts. It was around this time that they took him to the courtyard, tied him, and the soldiers were given the instruction. 39 houe. 40 en hy gaan sterf, een kort sodat hy nie hoef te sterf nie. 39 houe, want daar wag 'n kruis vir hom. Just imagine in the courtyard, the crowd standing and they looking. They are tying him to a post. And the Roman soldiers, brutes, well-muscled, staan op en hulle vat hy sweep.
En die keiser sit daar so en hy knik met sy kop om vir hulle te sê die straf kan begin. Dit was my en jou straf. Dit moes ons toegekom het. Maar God die Vader decided to give His Son Jesus Christ to die on the cross so that we would not experience the pain and the punishment that we were supposed to have. Ek dink net by myself, die eerste hou was nie so erg dalk nie. Die tweede hou, die derde hou, maar toe die bloed begin vloei. Toe die liggaam begin skeer, when the flesh was torn and you could not recognize his back anymore, toe het dit begin en die skare is aangevuur, want hulle vereenselwig Jesus Christus met 'n misdadiger. Hy sou 'n misdadiger word, omdat hy ons sondes op hom het. He would become a criminal for our sins. When God took our sins and put it upon Him and gave us His righteousness, He became the criminal. Sodat ek en jy die ewige lewe kan hê. Meeste van ons het gesien the Passion of Christ. Meeste van ons het al prente gesien van die kruisiging en jy kan jouself indink, die bloed wat gevloei het en die bloed wat daar gelê het. Deur die strate moes hy stap and he was walking through the roads going to Golgotha and the people were lining up, spitting and shouting to him, despising him. You are the King of the Jews. You are the one that said you're going to save us. Al hierdie vernedering wat hy moes ervaar het terwyl hy na die kruis toe gaan. At the cross op Golgotha hang hy teen die aanskoue van die mens. And everybody could see him. The Bible says he could not be recognized. So was sy liggaam gebreek, so die bloed uit hom uitgekom. Maar hy hang daar in die publiek en almal kan hom sien en almal kan hom sien op die kruis en alles skaamteloos vir my en vir jou sonde. He didn't deserve it. But God saw it fit to punish him instead of us. Sy disciples is daar en his mother is there, looking at him, seeing how he's trying to breathe, die pyn en die lyding wat hy moes gegaan het met elke asemteug, die worsteling, die oomblik toe hy moes voel dat sy pa het sy aangesig van hom af weggedraai, the moment when he felt lonely because God turned his face away because he was full of the sin of the world. Hy was die krimineel wat daar gehang het vir my en vir jou. Dis 'n toneel wat afspeel en altyd in die gedagtes van daai mense sou wees. The disciples and the woman that followed him and Mary, his mother, was there and they saw what was happening. They saw the last time that he took a deep breath and he said, "It is finished." Dit is volbring. Die woord van God leer vir ons dat vir 3 ure het hy aan die kruis gehang. 12 uur was hy gekruisig, teen 3 uur het hy sy laaste asem uitgeblaas. Stel jouself voor, just imagine, for 3 hours the pain and the suffering that was for us. He never said, Peter, Judas, Romeinse soldate, ek kan julle nie vergewe nie, want ek is onskuldig. Hy het geswyg en hy sê vir die Vader, please forgive them, because they do not know what they are doing. Toe hy sy asem uitblaas, en hy sterf. And the darkness and the earth was trembling. Some of the graves were opened and some of the dead people rose out of the graves and were walking in the streets. Everybody acknowledged, truly, this was the Son of God. The last thing that they can remember before they removed the body from the cross was a Roman soldier wat die spies gevat het en hy druk het in die sy van Jesus in en die bloed en die water kom uit om te sê, maar hy is dood.
Om te sê dit is klaar, daar is nie meer lewe in die liggaam van Jesus Christus nie. Die disippels sit daar so en hulle voel dalk op hierdie stadium hopeloos. The teacher that they walked with for 3 years is no more. Hulle begin om die lyke af te haal. Die 2 kriminele langs aan sy bene word gebreek, maar die profesie wat uitgegaan het gesê dat nie 'n been in sy liggaam sal gebreek word nie. And the disciples and Mary Magdalene and all the other women are watching as they take down the body of Jesus. En hulle vat hom na 'n geleende graf toe. They are following to see where would Jesus be buried. And the scripture says he was laid in a borrowed tomb. Hy het nie eers sy eie graf gehad nie. I think when they saw the body in the grave, en hoe hulle die graf seël, dat hulle ervaar hopeloosheid. They felt hopeless because the Messiah, the teacher, died. Ek wonder wat het deur hulle gedagtes gegaan. I wonder what they were thinking, it's the end. What is going to happen to us? Are they coming for us next to crucify us? Ons was toch die volgelinge van Jesus, daarom gaan kruip hulle weg. Daarom voel hulle hopeloos. Die vraag in hulle gedagtes is, wat nou? What is going to happen now? Wat gaan van ons word? Maybe this morning you're at that point that you are feeling hopeless. What is going to happen to me? Your circumstances doesn't look that good. Jy het dalk gehoor 'n doktersrapport wat gesê het, weet jy wat, daar's niks meer wat ons vir jou kan doen nie. Maybe you are standing at the grave and you know that the person that died, there's nothing you can do for that person anymore and you feel hopeless. Miskien word jy een oggend wakker en jy hoor die kind in die kamer huil en jy staan op om te gaan kyk na die kind en toe jy opstaan, te sien jy die nota langs die bed, op die bedkassie wat lê en wat sê, die situasie is hopeloos, ek kan nie meer aangaan. Maybe you are feeling hopeless this morning. Jy geweet dat hopeloosheid is een van die slegste woorde wat daar is. It's one of the bad words, the most terrible word that there can be is hopelessness. Because there's nothing that you can do. I cannot change it. But this morning I want to tell you, ek wil jou vertel vanoggend, as gevolg van die dood en die opstanding van Jesus Christus, is daar hoop. We have hope because he died and he rose again. When we go to the scripture, John 20 verse 1 to 2. Ek het dit opgesit in Afrikaans en Engels. Vroeg die sondagoggend toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf aan en merk op dat die klip weggerol is. Mary Magdalene is on her way to the grave. They saw where they laid Jesus' body, so they knew where the grave was. En sy het gestap met hierdie kruie en dit om hom te gaan balsem en om te gaan salf. Om toe te draai sodat hy behoue kon bly binne in die grafdoeke wat daar so is. Maar toe sy daar kom, toe sien sy dat die graf is leeg. Scripture says she ran and went to Simon Peter and the other disciple whom Jesus tenderly loved, Johannes. En sy gaan sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggeneem en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Hulle het nie verstaan wat Jesus vir hulle geleer het nie. They did not understand the true meaning of what Jesus' words meant for them when he spoke to them, all his followers. Ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Ek wil hê jy moet jouself insien
En Maria Magdalena loop deur die strate. Dit is nog donker, die woord sê dit was vroeg op die Sondagoggend. En daar was van die ander vrouens wat saam met haar was. En hulle gaan om die liggaam te balsem. Van die kruie wat sy gehad het, was mirre. Is dit nie ironies nie, dat toe Jesus gebore word, die dag in die stal, bring die wyse manne vir hom mirre. Nou gaan sy die mirre vat en sy gaan die liggaam balsem. Was dit nie al reeds 'n teken om te sê, daar is iets niets wat gaan gebeur nie? Kan jy onthou toe hy gebore was, toe was daar mirre. Die teken was daar, hy sou al reeds opgestaan het. The signs were there, that he was going to rise again, but they did not understand it. Wil jou vanoggend vertel van Maria. Maria felt hopeless. While she's walking to that grave, I think her heart is torn in two. Her mind is blank. She cannot think on anything else because of the death of Jesus Christ. Sy het gevoel, haar lewe is hopeloos. Toe sy by die graf kom, die groter teleurstelling dat die liggaam nog weggevat is, dink net hoe groot moet die skok vir haar wees. There is nobody in the grave. Sien, Maria Magdalena het 'n lewe gelei voordat sy Jesus ontmoet het. The scripture said that she was possessed by 7 demons. Hierdie Maria Magdalena was wild geweest. Ons lees op 'n ander geval waar 'n bose gees in 'n seun was. Hy het homself in die vuur gewerp om homself te pynig. 7 demone is in haar liggaam, and she's wild. The people are not accepting her in society. They think she's a witch. They want to crucify her. They want to kill her because she's demon possessed. Het jy al iemand gesien wat wild is? Have you ever seen somebody that uses drugs and is wild? Hy's so sterk soos 'n bees. Hy dink nie reg nie. Sy oë is wild. Hy dink met geweld gaan hy alles uitsorteer. She was demon possessed, and at that moment she thought, I am hopeless. Totdat Jesus ingestap het. And then Jesus stepped in. And he called her by name Maria. And he cast out the demons. Toe hy die demone uit haar uitgedryf het, het daar iets verander in haar. Vir die eerste keer het sy dalk vry gevoel. Vir die eerste keer het sy gevoel dat sy is nie 'n prisonier van haar eie liggaam nie. Sy is vrygemaak deur hierdie Jesus. Sy het hoop gehad. Haar lewe het verander. Her life changed completely. She was totally devoted to Jesus. Where he went, she went with him. She sang his praises wherever he went. Sy was altyd saam met hom. Hy het vir haar hoop gegee, maar dis weggevat deur die kruis en deur die graf wat leeg is. Somebody stretched out his hand and he gave her mercy. Hy het haar genade bewys. For the first time in her life, when she was clean, she had hope. Daar was hoop vir haar gewees. Lukas 8 vers 2 verduidelik dit vir ons baie mooi. When we look at the book of Luke 8 verse 2. And also some women who had been cured of evil spirits and diseased, Mary called Magdalene, from whom 7 demons have been expelled. Dis hierdie Maria wat vanoggend na die graf toe loop. Haar hele toekoms, haar hele hoop is daarmee heen. Want Jesus het gesterf. Dink die beangs en die benoudheid. She felt the fear and she felt the pain and despair. And the only thing she could think about was, I have to tell the disciples that his body is gone. Ek moet hulle gaan vertel dat hulle die liggaam weggeneem. Wat sou nou van hom geword het? En ek kan myself net indink
Dink jouself in vanoggend. Sy word gedryf soos wat sy hardloop. Die longe brand, jy is uit asem uit, maar jy word gedryf want daar is iets wat jy moet gaan doen. And she came to the disciples and she told Peter and John, the grave is empty. They took his body. Ek wonder wat het hulle gedink. Het hulle gedink dalk hulle het sy liggaam gevat en hulle het dit iewers te gaan wegsteek sodat daar dalk nie 'n oproer moes kom omdat hy dood is nie. That they maybe take the body and feed it to the dogs so that there could not be anything else. Ons moet onthou die disippels en die vroue het gesien hoe seël hulle die graf. They saw the Roman soldiers that were posted at the grave to guard the grave. Die graf is leeg. When they ran to the grave and they came to the grave, they saw that there was no body. En ons weet hoe dit gaan en ons weet Petrus en Johannes het gesien die doeke. Haar hele lewe lank het sy Jesus gevolg. En om haar laaste eer en respek te gaan bewys, wou sy hom gebalsem het en dit word van haar weggeneem. Want sy het nie die woord verstaan nie. She didn't understand what Jesus was trying to teach them. I don't think there could be a greater disappointment for anybody. The one that you love, the one that set you free, is gone. And you won't see him again. Ek dink hulle het gedink, dit is die einde. Daar is niks meer verder nie. As ons later verder gaan lees en dan sien ons dat Petrus hulle het teruggegaan en hulle het gegaan en hulle het gaan vishom, want dis al wat hulle kon doen. Hulle hoop wat hulle gehad het in die Messias en die Rabbi wat hulle vir 3 jaar geleer het, dit is verby. Dit bestaan nie meer nie. As ons gaan kyk in Lukas 24 vanaf vers 4 tot 7, sê dit vir ons die volgende. Hulle was heeltemal uit die veld geslaan daaroor. Hulle was so verbaas geweest dat die liggaam is weg. They were so surprised, they were so devastated that somebody could take the body of Jesus Christ. They did not understand. Because the same disciples that walked with Jesus saw him resurrect Lazarus out of the grave. Toe Lazarus uit die graf uitgekom het, het hy uitgekom met die doeke. Ek kan my net voorstel hoe het hy geskuifel of miskien gehop om uit die graf uit te kom, want sy doeke was nie afgehaal nie. Hierdie moes 'n teken vir hulle gewees het. They should have looked at the grave and saw the clothes. Nobody came out with clothes. The clothes and the cloths was left there and somebody else just walked out. Hulle moes begin dink het aan die woorde van die Here. All of a sudden, behold, 2 men in dazzling raiment suddenly stood beside them. Die vroue was verskrik en hulle gesigte afgebuig grond toe. Die man sê vir hulle, hoor hierdie woorde. Why do you look for the living among those who are dead? Die eerste teken van hoop. Hoekom soek julle die dooie by die of die lewendige by die dooie? They should have understood. They should have started jumping of joy. They should have known that he has risen. He has stood up just as he promised. Ek glo elkeen van ons moes verstaan het dat Jesus moes sterf vir ons sondes. En ek dink jy sit vanoggend hierso met soveel dankbaarheid in jou hart as jy daaraan dink. Maar toe Jesus Christus sterf aan die kruis, het jy gedink aan die gevolge van die opstanding? Did you ever wonder when he died on the cross, is it finished? Have you ever thought about the resurrection? Wat gaan gebeur nou dat hy opgestaan het? Wil jou vra, would it made a difference in your life?
As jy dink aan die opstanding van Jesus Christus, sou dit 'n verskil in jou lewe gemaak het? Of sou jy net gesê het, dit is die einde? If you say, no, it is the end, I did not think about the resurrection, dan wil ek vir jou sê, was jy op die punt van hopeloosheid. Want daar's niks verder wat vir my en vir jou gedoen kon word nie. Jy sien, dit sou klaar gewees het, it is finished, hy is begrawe en hy is dood, en daar's niks verder wat gaan gebeur nie. There was no promise of a hope in Christ after death on this earth. As hy gesterf het en nie opgestaan het nie, sou ek en jy die ewige lewe gehad het? Ons sou nie. Ons sou nie, ek en jy sou nie die ewige lewe gehad het nie, ons sou gesterf het op hierdie aarde, en ek en jy sou dood gegaan het, en dit is die einde van die verhaal. Want daar is 'n ewige lewe, en ons sou nooit in die koninkryk van God kon ingaan nie. Vers 6 sê vir ons die volgende: He is not here, but has risen. Remember how he told you while he was still in Galilee. Het jy dit gehoor, terwyl hy nog in Galilea was, het hy al vir julle gesê dat hy gaan sterf? Maar jy sien, hulle het nie ag geslaan daarop nie. Ek en jy slaan nie ag op die woord van God nie. Ek en jy sit in 'n situasie van hopeloosheid, en ons laat dit toe, want ons glo nie in die woord en gehoor die woord van God nie. We allow hopelessness because we do not remember the promises and the word of God that was given to us in the Bible. We allow circumstances and situations to pull us down under, to make us be in despair, because we do not realize and know the word of God. Hy het vir julle gesê in vers 7, die seun van die mens moet oorgelewe word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag weer opstaan. Hy het dit vir julle gesê. I want to read it out of the Amplified in verse 7, that the Son of Man must be given over into the hands of sinful men. Men whose way of nature is to act in opposition to God. And he be crucified on the 3rd day and will rise from the death. Hy het vir hulle gesê. En dalk het hulle nie geglo nie. He tells us in the Bible, but sometimes we don't believe. He tells us in the Bible, you are blessed. Hy sê, jy's 'n geseënde wanneer jy in Jesus Christus is. Hy sê, jy's meer as 'n oorwinnaar in Jesus Christus. Hy sê, as jy in my is en ek in jou, dan sal die goedheid en die guns van God jou volg. The goodness and God and the favor of God will follow you, but we hear it, but we don't believe it, just like the disciples and Mary. He told them, is hy 'n leienaar? Sou hy net 'n storie vir hulle vertel het? Hy was die seun van God, sonder fout, sonder sonde. En dit wat hy gesê het, het gebeur. If we think all other religions that had a God, Muhammad, Buddha, and we can name them all, their graves are still there, and the body is still in the grave, and they do not have hope. Hulle het nie hoop nie, want die God wat hulle aanbid het is dood en hy bestaan nie meer nie. Maar ek en jy het 'n God wat ons aanbid, wat opgestaan het, en die graf is vanoggend, of die graf is leeg. There is no other God whose grave is empty. Niemand anderste nie. As Jesus nie opgestaan het nie, sou dit beteken het, hy's 'n leienaar. Because he said, I will rise in 3 days. This temple will be broken down, but it will be rebuilt in 3 days. If he did not say that and he didn't rise from the dead, he would be called a liar. Mense sou hom nie geglo het nie. Mense sou nie gedink het dat hy is die seun van God nie, want hoe kan die seun van God 'n leienaar wees?
Maar dit wat hy gespreek het, dit moes gebeur het, and he rose on the third day. If we can understand that what Jesus said and what happened, there is hope for us. Want dit wat hy sê, dit gebeur, daar is hoop vir my en vir jou. Hy sê vir my en vir jou, jy sal saam met my wees by die ewige lewe. Jy sal saam met my wees in 'n hoë plek saam met my in die hemel. Ek en jy kan dit glo vanoggend, want dit wat hy sê is die waarheid. Hy het gesê ek staan op en hy het opgestaan. Ek wil dit vanoggend lees in hierdie gedeelte wat ek gekry het in Engels. When a man walks out of his grave, he is whoever he says he is, and whatever he says is true. Jesus said he would come back to life, and that is what he did. That validates his teaching and every claim he ever made. Alles wat hy nog al gesê het, kan jy vanoggend vat, is die waarheid en dit sal so wees. Want om te sê ek gaan opstaan uit die dood uit en daar's niks wat my kan hou nie en hy doen dit, wil ek vir jou sê hy's 'n waarmaker van sy woord. As Jesus nie opgestaan het nie, sou hy herken word as 'n leienaar en 'n bedrieger. Hy sou bekend gestaan het as maar net another leader of a cult. Somebody who didn't rise, somebody who died but could not rise again. Moontlik sou hulle gedink het, hy's maar net 'n psigopaat. Verskoon die woorde. Wie van u ken vir David Koresh? Die persoon wat volgelinge gehad het en he made them to commit suicide in America. And he believed that on the third day he would rise and his followers would rise, but it did not happen. I want to tell you about Jamila Wilkinson. In 1752, Rhode Island in America. She had 200 followers that followed her. She proclaimed, I am the daughter of God. She proclaimed to her followers that when I die, just lay my body out and on the third day I would be resurrected. Just like Jesus. It never happened. Ons dink aan ons eie profeet wat ons al in Suid-Afrika gehad het, wat gesê het op die 3de dag gaan ek weer lewendig word. Dit het nooit gebeur nie. As Jesus nie opgestaan het nie, was hy deel van hierdie mense en deel van hierdie geskiedenis van mense van hulle kulte. Maar hy het opgestaan want hy is die seun van God. He rose because he is a son of God and he brings hope for you and for me today. Jesus het hoeveel keer vir hulle gesê, my Vader is God. He proclaimed that my Father is God. If you see me, you see the Father. Die dag toe hy sterf en die aarde bewe en is duisternis, toe sê hulle, maar dit wat hy gesê het is die waarheid. Seun van God. Hy sê in die skrif, en ek gaan dit vir jou wys, dat dit wat hy gaan doen, hy gaan opstaan op die 3de dag en dit het gebeur. As hy dit beloof het, dan gebeur dit. En elke belofte wat hy in sy woord gespreek het vir my en vir jou, om vir ons hoop te gee, to give us hope, it will happen. Why? Because he's a way maker. He's a true miracle worker to his word. Hy's 'n waarmaker van sy woord. As jy vanoggend hopeloos voel en jy voel moedeloos vanoggend, wil ek vir jou sê, gaan lees die woord van God. Hy het opgestaan uit die dood uit. As hy vir jou sê, ek gaan jou berg vir jou skuif, dan gaan hy dit doen en hy gaan dit vir jou wegvat, want dis wie hy is. Hy's 'n heilige en 'n soewereine God wat nie kan jok nie. En dit sal so wees. Hy het dit gesê en hy het dit gedoen. Johannes 10 vers 18. John 10 vers 18.
No one takes it away from me. On the contrary, I lay it down voluntarily. Hy sê, ek lê my lewe vrywilliglik af vir jou. Ek vat jou sonde vrywilliglik op my. Daar's niemand wat my dwing nie. My Vader het my gevra en ek doen dit, want ek wil die wil van die Vader doen, sodat hy verheerlik kan word. And then he says the following, I am authorized and have power to lay it down, and I am authorized and have power to take it back again. These are the instructions which I have received from my Father. Hy sê wie hy is. Ek is die seun van God. Ek gee my lewe vrywilliglik en ek sal my lewe terugvat en ek sal opstaan soos die instruksies van my Vader af. En hy het dit gedoen. Hoe kan ek en jy nog twyfel in die woord van God? As ons kyk na Markus 10 vers 34. Hulle sal my bespot en op my spoeg. Hulle sal my gesel en doodmaak. Maar na 3 dae sal ek opstaan. Hy het dit geleer vir Maria en vir die disippels. Hy het dit geleer vir sy volgelinge. Hy het hulle vertel, dit is wat gaan gebeur, en nog steeds het hulle nie geglo nie. Want toe die graf leeg is, toe is hulle moedeloos. Jy sien, ek en jy wil op ons eie staat maak, en ons wil nie glo wat God vir ons sê in die woord nie. Johannes 20 vers 17, toe Maria daar by die graf staan, verskyn Jesus heel eerste aan Maria. He didn't appear to the disciples first, he had appeared to the woman first. Because it was a woman that had a bond with him, it was a woman that loved him. Hy sê in vers 16, vers 17, Jesus sê toe vra, moenie aan my raak nie, want ek het nog nie na my Vader opgevaar nie. Ga na my broers en vertel vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God toe, wat ook julle God is. Hoor wat ek vir vanoggend vir jou sê in hierdie skrifgedeelte. Hy het gesê, ek het opgestaan, ek gaan opstaan, en hy het opgestaan. Hy sê vandag, hy is my Vader, maar hy is julle Vader. Ek en jy is 'n broer van Jesus Christus. Hy is ons broer, die eerstgebore, die eerste een wat opgestaan het uit die dood uit. Sy God is my en jou God. Hy sê dit vandag hierso en ek en jy kan dit maar glo. Maria Magdalena het die boodskap aan Jesus disippels gaan oordra. Ek het die Here gesien. She went and gave him the word that said, I had seen the Lord, and there he had said these things to her. Ek wil vanoggend met jou afsluit. Dalk nie jou normale kruisigingsboodskap nie, maar jy moet weet vandag, omdat hy gesterf het op Golgotha, het jy hoop. Omdat hy gesê het en omdat die profete dit voorspel het, dat hy sal sterf en dit het gebeur, kan jy elke woord uit hierdie Bybel uitvat, hierdie woord van God, en jy kan weet, dit is die waarheid en dit is van toepassing op jou en dit sal gebeur, and it will be like that when you are in Christ Jesus. Hoor mooi wat ek jou sê vanoggend. When you are in Christ Jesus, you have got no claim if you are not in Christ Jesus. If you are before the cross and not after the cross, you have got no claim. Want jy sien, hulle wat voor die kruis is, hulle wat nog nie onder die bloed van Christus is nie, hy is nie hulle Vader nie. Want hulle het hom nog nie aangeneem as saligmaker en verlosser nie. John 20 verse 17 and 18 reminds us that through the resurrection of Jesus Christ, it was not only a miracle, maar 'n waarborg van ons toekoms. Ons hoop lê daarin dat hy die dood oorwin het, dat ons nou kinders van God is en dat daar is 'n ewige erfenis wat wag vir my en vir jou. There's a presence
There is a future waiting for you and me. Die opstanding bevestig oorwinning oor die dood. Jesus se verskyning aan Maria bewys aan Maria dat hy het werklik opgestaan. Ons sal sien later, dan skryf die evangelies en die evangelies vertel daar was 500 mense wat hom gesien het. Jesus het seker gemaak dat hulle hom sien. Sodat ek en jy kan verstaan wie hy is. Sodat ek en jy kan verstaan die hoop wat ons in hom het. Dat ek en jy kan verstaan dat wanneer hy iets gespreek het oor my en jou lewe, so sal dit wees. Hy is nie 'n leienaar nie. Die dood het nie die finale woord oor my en jou nie. Death, where are your sting? Dit gee ons hoop dat die dood nie die einde is nie, maar ons het 'n lewe na die dood. Want as hy opgestaan het, die eersgeborene wat opgestaan het, ek gaan nou vir jou lees wat skryf 1 Korintiërs 15. Because he rose, the first one that rose from the dead, we will rise from the dead too, for eternal life in the presence of God. Dit verduidelik vir my en vir jou, ons het 'n nuwe verhouding met God wanneer Jesus sê, ek gaan na my Vader en julle Vader, na my God en julle God. Hy wys dat sy opstanding 'n nuwe dimensie van verhoudings het, dat die dinge het verander. Ons is familie. Jy is familie. Ons het nou 'n gedeelde erfenis en 'n sekerheid dat ons deel van God se familie is. Die hoop, die boodskap van hoop word heel eerste gedeel met Maria. The first witness to experience the resurrection of Jesus. And it said, gaan vertel my broers. Dit wys dat die opstanding nie net 'n historiese gebeurtenis nie, maar 'n lewende boodskap wat hoop bring en versprei moet word. Gaan vertel vir my broers, want wanneer sy hulle gaan vertel, ek kan myself net imagine, hier hardloop sy weer, haar longe brand en alles, en sy kom met blydskap en vreugde, daar waar 'n swaar hart was, is dit nie meer nie, daar waar gedagtenis was van hopeloosheid, is dit nie meer nie, en sy sê, ek het hom gesien, daar is hoop vir ons, ek het hom gesien, hoor wat sê hy vir my en vir jou. As jy geslaap het, is jy nou wakker. Daar is hoop vir my en vir jou. But the message of hope is also given so that we can tell somebody else. Because we are witnesses and we know what happened. And there's a world of hopelessness outside vir wie ons die woord gaan moet verduidelik en gaan gee. Hoop vir die toekoms omdat Jesus opgestaan het en na die Vader toe gegaan het. Het ons die versekering dat ons het 'n plek wat hy vir ons gaan voorberei. Johannes 14 vers 2 tot 3. Ons toekoms is nie onseker nie, maar vas in die belofte van 'n ewige lewe saam met hom. He went to his disciples and he told his disciples, I am going to my Father, so that I can go and prepare a place for you. Daar's 'n plek vir my en vir jou, hierdie dinge gaan verbygaan, die oliepryse en die oorlog gaan verbygaan, die potholes en die load shedding gaan verbygaan, daar's 'n mansion wat vir jou gebou is, nie deur die hande van 'n mens nie, but by God himself, he built a place for you where you will ever be with him. As daar nie 'n opstanding was nie, was daar nie 'n hoop nie. As daar nie 'n dood was en die kruisiging en die waarmaking van sy woorde nie, het ek en jy vandag nie hoop gehad nie. Die boodskap van hoop. Maria word gestuur om die goeie nuus te verkondig. Ek en jy word gestuur om hoop te bring in 'n wêreld wat dit brood nodig het op hierdie stadium. Deur sy dood op Golgotha en die verlossing van sondes is daar hoop vir alles. Daar is hoop. Daar is hoop, want wanneer ons aan die tafel sit,
en hy het opgestaan uit die dood uit, dan sê hy vir my en vir jou, wanneer julle dit doen, doen dit tot my gedagtenis, want ek kom weer. Man, ek wil vir jou sê, jy moet reg wees. Hy kom weer, ek weet nie wanneer nie, maar ek gaan vir jou sê, hy kom weer, want as die graf leeg is, kom hy weer. Hy het gesê, ek gaan opstaan en dit het gebeur. Hy sê, ek kom weer, dit gaan gebeur. We have to be ready because he's coming back to fetch the bride. And he's expecting the bride to forget about the nonsense and to spread the gospel to each and everyone that are feeling this morning hopeless. A terrible word, hopeless, because the world tells us hopeless, but God says there's hope. En hulle moet dit hoor. Wanneer ek en jy vanoggend aan hierdie tafel sit, is dit nie 'n ritueel nie. Dit is nie net 'n instelling wat ons maak omdat ons goed wil voel op hierdie dag nie. There's hope. The body was broken, there's hope. His blood was shed, there is hope. In Christ Jesus, I will have a life eternal with him. Not with the Guptas, not with the Malemas, not with John Steenhuisen. I will have a life with him. Hoe wonderlik is dit nie? Dit maak jou opgewonde vanoggend, alhoewel hy gesterf het, het hy opgestaan. Dit maak my en jou opgewonde. Hoekom? Ons is familie. En ons het 'n erfdeel. Ons naam is geskryf in daai testament. En daar's 'n blyplek vir my en vir jou in sy huis. Klaar voorberei. Hy wag vir my en vir jou om terug te kom huis toe. Daarom kan ons blydskap in ons hart hê. Want daar's hoop vir ons. Don't look at the world and the circumstances of the world that say it's hopeless. Because if you believe hopeless, you cannot see the light of God. You can only see the darkness of this world. En dis nie wat God wil hê nie. Leer hy ons nie? Ek en jy is die lig van die wêreld. I've got hope. I've got a new way of living. In Christ Jesus.